Goeienaand aan almal. Baie welkom. Dis lekker om te sien julle is terug. Ons het so 'n bietjie mense ook vanaand weer bygekom, 'n paar mense. Dis lekker om julle te kan hê vir ons aanlyn mense wat ingeskakel is. En weer eens is eintlik maar baie maklik. As jy weer eens mis, onthou jy kan dit aanlyn inhaal. En ek het ook so 'n paar van die ekstra notas gebring. As jy dalk notas gemis het, kan julle dit daar kry. So ons is vanaand by sessie 3, die merkwaardige storie van die vroeë kerk, en ons is besig om die verhaal te volg van die vroeë kerk, en van vanaand af gaan ons in 'n spesifieke tyd kyk, van Antiochië af verder. En toe ek so deur die tyd hierdie goed gegaan het, toe besef ek gee vir julle notas vir 'n rede, wat julle gaan verdwaal raak. Dis kompleks. Die storie van die vroeë kerk, gelyktydig gebeur daar 'n klomp goed. En nou kan jy die goed nie lekker, ek dink as mense so Bybel lees, dan wil ons 'n kronologie kry. So ek probeer altyd 'n kronologie kry. Maar partykeer het die goed gelyktydig gebeur, dan kan jy nie 'n kronologie kry nie. Nou hier gebeur vanaand in die ding 'n klomp goed gelyktydig. Eintlik bymekaar op verskillende plekke wat toevallig is. En dan kom jy agter, dis soos die storie bymekaar kom. Daarom is die notas daar. As jy nou vanaand verdwaal raak iewers, en jy kry nie lekker die prentjie nie, want ek sal graag wil hê dat as jy vanaand teruggaan, of die week dat jy voel, ek het nou so 'n bietjie prentjie van Handelinge. Dan kan jy altyd na die notas toe teruggaan, dan kan jy 'n bietjie meer in detail lees, en daar is ook tekste by. En dan kan jy by die tekste bietjie agter mekaar sit. So spandeer 'n bietjie tyd en probeer dit vir jouself ook net duidelik te maak, en onthou weer die ding oor vra. Julle kan enige tyd welkom om vrae te vra. So verlede week en die week voor dit, ek het eintlik die eerste week begin en gesê, kom ons maak dit dood eenvoudig. Kom ons spring by die diep kant in. Eintlik waar ek wil eindig. En vra, wat is die wese van die kerk? So kom ons probeer nie verdwaal van die begin af nie. En die kerk kan verskriklik ingewikkeld raak met 'n klomp dinge en mense, maar die wese van die kerk eenvoudig is dat die kerk se storie is nie 'n storie van dominees nie, biskoppe nie, apostels nie, geboue nie, gebeure nie. Die storie van die kerk is die storie van die Heilige Gees, wat op onverwagte maniere en onverwagte plekke by mense gekom het om hulle te verander. So dis wat die storie van die kerk is, en daai storie is vol teleurstellings, goeie tye, slegte tye, maar jy moet dit nooit verwar om te kan sê dit is die kerk se storie nie, want die kerk se storie is deur al hierdie op en affe wat gebeur, is die kerk se storie die verhaal wanneer ons dit lees, hoe die Here besig is om in mense se lewens deur gebeure, deur toevallighede, goed te laat gebeur, wat ons kom verander. En toe het ons gesê, die kerk het gegroei van 'n klein homogene, die kerk het begin as 'n klein, onthou julle hoeveel mense nou weer? 120. Eers ons lees van 70, kom ons begin met die 12, toe 70, toe 120, toe 3000, toe 5000, en toe het hulle ophou tel. So dit begin, moet geen illusie daaroor hê nie, by 'n homogene groep mense, wat almal dieselfde eet, almal dieselfde klere aantrek, almal dieselfde omgewing bly, almal Jode is, en hulle identiteit eintlik binne godsdienst kry, is eintlik ietsie baie maklik. Maar binne 'n baie kort tydjie, ontwikkel dit van 'n homogene na 'n heterogene groep, 'n gestratifiseerde samelewing van mense van verskillende denke, kulture, gebruike. Dit raak 'n universele kerk wat oor die res van die antieke wêreld in 'n kort periode van tyd versprei in die mees onvoorsiene omstandighede. As julle my eintlik gaan kyk, dit moes nie gebeur het nie. Dit is net die blote storie van hoe dit ontwikkel het van
'n groepie van 12 en 'n groepie van 120 tot 300 jaar later tot die godsdienst van die Romeinse Ryk is merkwaardig. Maar dit het niks te doen met 'n baie klomp goed wat ons partykeer hoog. Dit het te doen met die storie van die Heilige Gees wat mense verander. Onthou, hoekom ons dit doen, hierdie kursus, hoop ek, is omdat ons wil uitkom by hoekom is ek, wat doen ek hier? Waarvan is ek deel? Hoe maak hierdie storie sin in my eie lewe? Hoe help dit my om te kan onderskei en met wysheid te kan reageer? So, dis die gedagte. So, dis die storie van die kerk. En daai storie is vol kinkels en draaie en intriges wat gebeur het en tot vandag toe gebeur. So die gedagte is weer vir ek gesê, ons kry nie die autentieke kerk deur te gaan terugkyk na 'n model. Wat 'n model moet jy vat? Daar is duisende modelle. Die autentieke kerk het gelê waar God se Gees mense bymekaar gebring het en iets gebeur het en hulle met wysheid begin onderskei en ons gaan baie vandag daarby kom. Hoe onderskei ons? Is dit so maklik? Jy vat net 'n Bybel en jy blaai na 'n teks toe en sê, daar's hy. Is nie so maklik nie. Julle gaan nou sien. Dis die moeilike ene is om te onderskei. Om jouself te ondersoek. Om ander mense na te gaan luister. So ons gaan daarby uitkom. So hoe ons hierdie storie gaan verken. Ons gaan hom nou verken van die jaar 37, 35 tot 37 tot 100. So die eerste stukkie het ons gedoen was stadig. Ons het gedoen van 30, 33 tot by 35. Ons het daai eerste 5 jaar, dit is Handelinge, wat vertel die storie van Handelinge, Handelinge 1 of Handelinge 2 tot Handelinge so 12, 13. Ons gaan nou van daar verder. So weer eens onthou, as julle dit vanaand luister, op die heel laaste bladsy, vra ek daar, wat is die indruk waarmee hierdie verhaal tussen 30 tot 100 jou mee laat? En ek kan dit elke keer vra. Doen my 'n guns. Terwyl jy die storie luister, gestel nou daar kom 'n indruk by jou. Daar kom 'n emosie by jou. Daar kom 'n gedagte by jou. Dan blaai jy na die laaste bladsy toe en begin dit daar vir jou skryf. So ek wil graag hê julle moet, soos ek die storie vertel, dat julle sommer julle indrukke daar skryf. Goed, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Here, dankie vir ons saamwees weer vanaand, om hier te wees, mekaar in die oë te kan kyk, en wanneer ons oor 'n kerk praat, Here, ons nie net oor onsself praat nie, maar ons oor ons eie stories praat, waar ons vandaan kom, wat met ons gebeur het, hoe ons gevorm is, en skielik ook net die kerk, Here, vir ons veel meer raak as net ons kerkie, en veel meer raak as net ons gemeente, maar dat dit ook raak oor die wêreld waarin ons onsself bevind. Help ons om te verstaan, Here, dat U doel nie die kerk is nie, maar dat die kerk 'n middel is tot 'n doel. Help ons om te verstaan dat daar meer is aan ons hier wees, aan ons groei en ons insigte, as net onsself ook. Dankie, Here, dat ons die geheimenis van die Gees kan oopmaak op eenvoudige menslike maniere. Dankie dat U Gees so naby aan ons is, dat ons dit kan hoor. En daarom bid ons, Here, help ons om te kan onderskei. Amen. So, ons is daar bladsy 16, en ek gaan nou maar so min of meer net so deur die teks gaan, soos ek die storie vertel, maar ons gaan die storie vertel van, ek wil nou sê, hoekom van ek sê van 35 of 36, of is 35 of 37, dis so iewers daar rondom. So, ek het juist vir julle gesê in die begin, die eerste gelowiges was almal van Joodse afkoms gewees, en hulle het gedink, wel dit wat ons mee te doen het, het te doen met ons Joodse herkoms, en dit het te doen met ons wat hier in Jerusalem is, en ons groepie. En laasweek het ons gesê, wel dit het skynbaar met iets baie groter en meer te doen, en daar's 3 goed, en ons gaan vanaand by die derde ene kom. So kan julle onthou,
toe die Heilige Gees uitgestort is daar by die uitstorting van die Heilige Gees, is eintlik logies. Dit sê, dit is vir meer as net julle. En hoe weet ons dit? Hoekom sal die apostels in die tale begin praat van mense reg oor die antieke wêreld? En toe het ek vir julle gesê, ons slegte storie is dat ons baie eng dink, as ons oor kerk dink ons baie eng, verskriklik eng. Weereens, ek het jou getref, ek het gesê, die kerk, die doel, as 'n kerk 'n doel raak, dan raak dit gevaarlik. 'n Kerk, ons doel is nie die kerk nie. Die God se doel is ons nie om in die kerk te kry nie. Sy doel is om die kerk as 'n middel tot 'n doel te gebruik. So, die doel is nie die kerk nie. Die doel is die koninkryk, en die koninkryk is altyd groter. So, ons het 'n klein stukkie van eintlik 'n groot storie, wat ons nie altyd van weet nie, so in die antieke wêreld. So, dis die eerste ene. Die tweede ene wat toe gebeur is, kort daarna lees ons dat Stefanus toe gekom het, en vol van die Heilige Gees het hy vir hulle begin praat oor hierdie ding wat gebeur. En hy sê vir hulle, hoorie, maar wat ek insien, is dat wat God hiermee besig is, groter is as hierdie tempel. En toe het hy mos nou in Handelinge 7 het hy hierdie gesprek met hulle oor die tempel. En hy gaan haal hom van die Ou Testament af, van Abraham af, en hy vat hom deur, die tent van die ontmoeting, en hy eindig, deur die punt te maak wat ek nou net gemaak het, wat mense baie ontsteld raak. God bly nie in geboue nie, dis wat hy sê. As jy daai sê, dan gaan jy gekruisig word, jy gaan gestenig word. Want weer eens, ons skep heilige plekke. En weer eens, 'n kerk is, ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Wat beteken heilig? Beteken nie perfek nie. Heilig beteken dat ons in 'n proses is, waar ons deur God heilig gemaak word. Maar in die hele proses, is op verskillende plekke, en jy is altyd besig om iewers foute te kan maak. So, net die hele kwessie van, hy sê toe vir hulle, God bly nie in geboue nie. En hoekom, waar kom hierdie konsep? Sy konsep kom, God se Gees is met iets groter besig. Maar, weer eens, presies dieselfde, hulle stenig hom, en hy sterf, en dis chaos. En die mooie storie is, in die chaos wat hy afspeel, ontstaan eintlik die kerk. Die kerk se grootste guns wat hulle kon gedoen het, is gelowiges in te stuur, te vlug. En so ver soos wat hulle gaan, begin hulle praat. Ek wil nou vir julle vra, wat praat hulle? En hoekom koop mense dit wat hulle sê? Ons gaan nou daarby kom. So, die derde ene, wat ek vanaand wil praat, is Saulus se bekering. So, daar's 3 goed wat vir ons wys om te sê, hierdie is nie net 'n plaaslike storie nie, hierdie is 'n groot storie. En ons gaan dan spesifiek kyk na Saulus se bekering, en as ons by Saulus se bekering kom, dan kom ons min of meer by 35 of 37, ons weet nie presies nie, so 35 tot 37 na Christus. Kom ons blaai na Handelinge 8 en 9 toe. Handelinge 8 en 9. Eintlik 9, lees ons daar van Saulus se bekering. So julle, ek wil net gou vir julle, in die Ou Testament werk dit ook so. Ou Testament, as jy die Ou Testament lees, moet jy op 2 plekke lees. Dieselfde gebeurtenis word in die Ou Testament op 2 plekke geskets. In die historiese boeke, en dan in van die ander boeke. So, met ander woorde, 'n historiese gebeurtenis is in 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke geskryf, maar as jy na die profete gaan kyk, dan praat hulle oor dieselfde, julle weet nou wat ek bedoel, nê? Julle het dit. Maar ons weet dit nie, want ons weet nie waar om te gaan lees nie. So, in die Nuwe Testament werk dit presies so. Handelinge is die verhaal, dis die storie. Logies. Maar as jy na die gebeure wil gaan kyk, waar lees jy? Paulus se briewe. En die 2 verskil. Die 2 verskil ook 'n bietjie. So onthou, terwyl jy hier lees, is daai selfde gebeure iewers anders besig om te ontvou. So dis nou waar Bybelstudie lekker begin raak. Maar nou skielik begin jy, ja. So dis hoekom dit belangrik is as jy, ek dink altyd die linker en die regterhand, ek dink altyd, dis 'n wysie wat jy speel. Daai ding hou jou iewers aan die gang. En aan die ander hand speel 'n ander wysie. En dan komplementeer dit. Nou, Handelinge is die tempo.
Hy vertel jou die geskiedenis. 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke vertel die storie. En dan kom jy regterhand by en speel die wysie met die detail. En dit kry jy in boeke soos die profete, en in die Nuwe Testament kry jy dit in Paulus se briewe. So dis eerstens 'n lekker insig. So as jy oor Saulus se bekering gaan lees, moet jy op 2 plekke gaan lees. En jy moet eintlik, wat sou die beste weergawe wees? Waarskynlik nie Handelinge se weergawe nie, maar Paulus se weergawe, want die 2 weergawes verskil 'n bietjie van mekaar. Maar ons gaan daarna kyk. So as ons gaan lees, kom ons lees in Handelinge 8 sê, eintlik Handelinge 7, sê vir ons dat toe Stefanus gestenig is, hulle klere neergesit het by 'n jong man. Hy's jonk. 'n Jong man met die naam van Saulus. Handelinge 7 vers 58. 7 vers 58. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam van Saulus. Okay, so hy's daar. En dan lees ons verder, 9 vers 1. Intussen het Saulus, eers 8. Kom ons kyk 8. 8 vers 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Dis nou Stefanus. Daardie dag het 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Okay, julle het hom, nee. Hierdie is belangrik. Jy moet hom nou nie mis nie. So wat het ons? Ons het 'n klein groepie wat in Jerusalem agterbly. Wie's hulle? Hulle is die apostels. Hoekom? Want hulle praat Hebreëus. Hoekom? Want hulle kon nog in die tempel ingaan. Die dele van die gemeente wat Grieks gepraat het 'n bietjie 'n groter wêreldbeeld gehad en hulle is vervolg. En dis hulle wat nou almal, so jy let hom, hulle vlug uit Jerusalem uit na Judea en Samaria toe, naby Antiochië. En wat ons storie gaan nou hier verder begin. Goed. Dan vers 3. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. En ek wil sommer net vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So, hierdie is my interessante ene. Wat het hulle gesê? Wat het hulle gesê wat dit so aantreklik gemaak het dat mense van ander plekke hulle glo? Ons gaan nou daarby kom. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Okay, en dan gaan ons aan en dan kom ons by Saulus se bekering, 9. Intussen, Handelinge 9, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. So nou wil hy nog iets ekstra doen. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe van die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevangene te neem en na Jerusalem toe terug te bring. Okay, wat's interessant? Hulle word nie Christene genoem nie. Die mense is die navolgelinge van die leer van die Here. Dis hulle naam gewees. Julle gaan later sien, hulle het hulle die Nasareners ook baie keer genoem, maar die leer van die Here. So wat toe gebeur het, is, hy reis toe. En hy op reis na Damaskus, en ek lees die vers 3, op 'n reis na Damaskus kom, toe hy op 'n reis naby Damaskus kom, het hy daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek wonder wat 'n taal het die stem met hom gepraat. Dit sou 'n bietjie ek wonder of dit Grieks was nie. Wat sou dan seker Hebreëus gewees. Maar kan jy nou sy ontnigtering glo as hierdie stem nou in Grieks gepraat het, né? Want onthou hy is besig om die Griekssprekendes te vervolg. So ons weet nie dit nie, maar dit sou nogal interessant gewees het. En dan antwoord hy. So hy klik, hierdie is die Here. En hy vra wat hy vra, wie is u Here? Vra hy toe. En die antwoord kom, ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Okay, help nou gou vir my hier. Kan jy jouself indink daar? Dink gaan hy oomblik. Spandeer sy hele lewe
getrou in die tempel, fariseer gewees, werk hom op, vervolg al hierdie mense, sit hart en siel daaraan, van die vervolgers is hy die hoogste. Nou, kom hy by 'n plek, en onthou, so, hy was 'n toegewyde gelowige, kom hy by 'n plek, en hy hoor dit. Wat dink julle, wat dink julle het hy gedink? Hy het my somme verkeerd gemaak hier. So, ek verstaan nie wat hier gebeur nie. So, ek vermoed die meeste van ons spring van hierdie teks. En dan spring ons gou na Paulus se briewe toe. En dan mis ons die belangrikste stuk van bekering. Hy het nie 'n vaagste benul wat hy moet dink nie. Weet julle hoeveel jare dit vir hom vat om hierdie ding uit te werk? Hoe lank dink julle dit gevat tot hy bekering gekom het, tot hy begin werk het? Meer as 3 jaar. 3 jaar, ja. Eintlik 14 jaar. Amper 10 tot 14. Dit het hom lank gevat om uit te figure wat het hier gebeur. So hy weet, maar onthou nou, verandering gebeur nie so nie. Jy het 'n ervaring wat jou verander, nê? Nou moet jy gaan en jy moet nou hierdie ervaring gaan verwerk. En dan voeg jy betekenis aan die ervaring. En dis in hierdie storie, wat 'n ongelooflike storie lê. Maar kan ek vir julle gevra, kan ons gou gaan en sy eie weergawe gaan lees? Okay, kom ons gaan lees sy eie weergawe. En dit kry ons in Galasiërs. So kom ons bly nou na Galasiërs toe. En dan gaan lees ons sy eie weergawe van wat met hom gebeur het, want Handelinge vertel nie dit vir ons nie. Galasiërs 1. En dan gaan ons hier vanaf 15, 1 vers 15. Ek wil eintlik vir julle, kan ons vers 11 lees, want ek dink dit tot my, so daar's 2 goed. Ek vra, Paulus, waar dink julle kom hy al die goed wat hy in sy briewe skryf? Waar kry hy die goed? Waar het dit vanaf gekom? Onthou, hy het geen kontak, hy het geen kennis van Jesus se aardse lewe nie. Hy het nie 'n vaagste benul van die evangelies nie. Ons weet nie eers of hy een van die stories weet van die evangelies nie. En hy het geen kontak met enige van Jesus se volgelinge nie. Niemand, niks nie. Al wat hy het is sy Ou Testament, wat nou heeltemal die mekaar gegooi is. So dink gou daaraan. So waar het hy sy insig gekry? Hoor wat sê hy hier in Galasiërs 1 vers 11. Dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. So hy sê nie, almal van ons het 'n teologie, en vandag se Christelike kerke volg die teologie van Paulus. Ons kom uiteindelik die Paulus tradisie uit. Mense sê partykeer is 'n bietjie gevaarlik. Ons is amper, Paulus is vir ons 'n bietjie daar, né? So hy sê hy het dit nie uitgedink nie. Van dit het hy uitgedink. Maar hoor wat sê hy hier. Vers 12. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Waar? Wanneer dit gebeur? So kom ons gaan lees gou verder. Vers 15. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. En hy het vir my in sy genade geroep. So hoekom hy genade sê is maar net, hy is so ontnigter, dat hierdie God vir hom gebruik nadat hy soveel skade aangedoen het. Eintlik moet hy mos nou gestraf word, maar hy word nie gestraf nie. En dan sê hy die volgende. Julle het immers gehoor, vers 13, van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. Ek het die Jode en in die Joodse leer het ek my onder my volkgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het my uit sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om deur sy seun aan my te openbaar sodat ek die evangelie oor hom onder die heidennasies
sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan, na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan, om met Sefas kennis te maak. Ek het 2 weke lank by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus die broer van die Here. OK. Wat het hier gebeur? So kom ons vat, 35:37 het hy hierdie, ek weet nie wanneer nie, kom ons werk met 35. Het hy hierdie bekering gehad, het hy die moment gehad. Ek wil gaan met julle praat, wat was die aard van Paulus se bekering? Vorige skyfie sê dit, wat was die aard van Paulus se bekering gewees? Want hy was hy 'n ongelowige? Nee, hy was 'n gelowige. Was hy ver van God af? Nee. OK, nou hoe werk dit? As jy tot bekering kom, is ons persepsie is, jy was ver van God, en toe jy jou bekeer, en toe jy nader aan God. En jy was eers nie gelowig, en toe jy gelowig geword. En as jy jou bekeer op daai moment, dan is alles anders. Werk nie heeltemal so nie. En veral nie met hom nie. So dis vir hom verwarrend. En veral as ons oor sy bekering begin praat. So wat het gebeur? Hy het 35 het tot bekering gekom, of 36, 37, en toe hy tot bekering kom in Damaskus, of op pad Damaskus toe, is hy Arabië toe. Vir wanneer? Ons weet nie hoe lank nie. Ons vermoed tussen 1 en 2 jaar. Kan selfs 3 jaar wees. Maar hy's Arabië toe, en Arabië is nou nie daar onder by Sinai nie. Die Arabië wat gepraat word is min of meer die omgewing van waar Petra vandag is. Dis Jordanië. Net vir julle te wys hoe lyk dit daar. Dis hoe dit lyk, kan julle agterop sien. Wat het hy nou moet julle net onthou, ons vertel ons die storie van die kerk. Wat gebeur vir 3 jaar, terwyl hy nou daar in die woestyn rondswerwe? Wat gebeur in Jerusalem? So, hier's nou 3 stories wat loop, gelyktydig loop hulle. Maar jy moet begin verstaan, hulle loop gelyktydig. So 3 jaar loop, en wat gebeur met hom in Arabië? Wat dink julle? Hy probeer uitfigure, hoe werk hierdie storie? Hy begin weer miskien die Ou Testament lees. Onthou, hy was opgelei, hy was 'n vaardige Jood gewees, hy was 'n Fariseer gewees. Hy het weer gegaan en weer die Ou Testament gaan kyk. Gaan dink, maar waar het ek hierdie ding gemis? Wie het my verkeerd geleer? Wat het ek figure dit uit? In daai tyd het hy waarskynlik ontmoetings met die Here op 'n manier, wat die Here vir hom goed ook sê, of wat hy goed van die Here hoor. So ons weet nie. Ons weet net na min of meer 2 jaar, gaan hy toe terug Damaskus toe. So hy kom naby Damaskus tot bekering, hy gaan dan Arabië toe, hy keer terug Damaskus toe, en wat moet ek nou doen? Hy weet nie. Hy sê, OK, maar ek weet in Jerusalem is daar, ek kan onthou, daar was apostels gewees, ek kan hulle onthou, daai tyd het ek wou hulle doodmaak. So miskien moet ek na hulle toe teruggaan. En toe gaan hy terug, en hy ontmoet vir Sefas, Petrus. En hy bly 2 weke by hom. Sy totaliteit van blootstelling aan stories oor Jesus se lewe is 2 weke. Bly 2 weke by hom, en hy ontmoet geen ander van die apostels nie, behalwe Jakobus, Jesus se broer, wat die leier van die kerk is. OK? En wat gebeur daarna? OK, nou is ons by 3 jaar. Nou is ons hier by net na 40 na Christus. Wat gebeur toe? Dan verloop daar etlike jare waar hy net missing is. So waartoe dink julle het hy gegaan? Nee, ons weet, ons lees so 'n bietjie van hom, maar ons weet aan die einde is hy terug huis toe. Hy's Tarsus toe. Hy kom ons van Tarsus af. OK, so julle het nou daai storie, né? Want ons gaan nou hierdie storie nou by die ander storie sit. So na 3 jaar, en dan sê hy verder, wat het toe gebeur? Vers 21, daarna is ek na Sirië en Sicilië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. So hy's terug na Sirië en Sicilië, hy's terug Tarsus toe.
So okay, hoekom begin hierdie man nie met sending ry? Wat is sy probleem? Hy's half flou. Julle verstaan, hy tot bekering gekom, hy weet nie wat om daarmee te maak nie. Maar intussen gebeur 'n klomp goed. En as julle kyk hier in hoofstuk 14, weet julle hoe lank het dit vir hom gevat om weer in Jerusalem uit te kom? Na sy bekering het dit vir hom 14 jaar gevat om weer terug te kom. En op daai stadium toe hy terugkom, het hy nog geen enkele brief geskryf nie. Is dit nie ongelooflik nie? Ons lees hierdie stories en ons praat nou van 14, 17 jaar na sy bekering. Ons het nog nie briewe begin skryf nie. Hy was op so klein sendingroete. So kan julle agterkom goed gebeur nie, want ek wil praat oor onderskeiding. Hoe gebeur dit? Goed, kan ek nou vir julle 'n ander storie vertel? Daar's 'n tweede bekering. Wie is die tweede bekering wat ons mis? In daai selfde teks aan Handelinge is daar 'n tweede bekering. En dis Petrus se bekering. Ons mis hom. So bly vir my in Handelinge 10 toe. So nie net Paulus het tot bekering gekom nie. Onthou, wat is die kwessie? Die kwessie wat hier is waarmee is God besig? Ons verstaan dit nie. So Paulus kom tot bekering, dan Petrus, lees ons wat met Petrus gebeur het. Net gou hierdie ding hier sit. By 'n plekkie met die naam van Joppe, en daai is Joppe, en Kornelius se huis was net daar, wel, hulle gaan wys vir jou die huis, asof jy nou weet, was dit nou regtig die huis, maar dis die hawe by Joppe. Wat het tog by Joppe gebeur? Jona, daar julle Jona. Hy het uit hierdie hawetjie wat julle hierso sien. So Joppe is so letterlik 7 km van Tel Aviv af, en ons lees van die insident in Handelinge 10, Petrus en Cornelius. Cornelius was iemand van die Italiaanse reglement, en dan lees ons dat deur omstandighede, onthou nou terwyl ons hierdie storie lees, waar's Paulus of Saulus? Hy is iewers in 'n woestyn besig om uit te figure wat is sy storie. Gebeur hierdie storie. Ver van mekaar af. Waar Petra is en waar hierdie gebeur is ver uit mekaar uit. En hy gaan op die dakstoep, wat nou hier was, in die huisie, en hy kry hierdie openbaring, en die openbaring is van allerhande diere, wat afkom, ek lees aan vers 11, hy het in die hemel oop gesien, soos 'n groot doek wat aan punte neergelaat word, en daarin sien hy vervoetige diere, en kruipende diere, en alles wat eintlik onrein is. En hulle sê, Petrus, eet, en hy sê, nee, ek sal nie eet nie, dis onrein, dis nie my tradisie nie. En dan kom die stem, wat ek rein verklaar het, hoekom sal jy dit onrein verklaar? Daar's 'n groot korrelasie. Vers 15, hy hoor die stem toe weer, 'n tweede keer vir hom sê. Paulus het ook 'n stem gehoor, né? Nou hoor Petrus die stem, en die stem het vir hom gesê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. En hy sê, o my aarde, nou moet ek ook weer gaan somme maak. Dis nie soos ons dink nie. En dan kom hy en hy doen hierdie belydenis. Vers 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar hy het enige volk mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. So, ons kry nou letterlik 'n tweede bekering. Maar dit help nie, want selfs na hierdie insident, gaan Paulus en Petrus iewers by mekaar kom, en daar gaan 'n konflik met hulle wees oor hierdie storie. Oor presies dieselfde storie. As hy dan nou sê waarlik, né? En nou kom hulle, en waar ons dit gaan lees is, kom ons gaan nou gou weer terug na Galasiërs 2 toe. So Galasiërs 2. So ek spring nou weer 'n bietjie, né? In die toekoms. Galasiërs 2 vanaf vers 11.
Toe Sefas egter na Antiochië gekom het, het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, wie is Jakobus se mense? Hulle is die konservatiewe ouens, het Sefas gewoonweg saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas, ons gaan nou kom, het met hom in die huichelery laat meesleep. So, ek partykeer kom en sê waarlik, dit vat vir ons 'n tyd om hierdie goed te kan onderskei. Goed, so ons het nou hierdie twee insidente. Dan, so kom ons kyk hier onder bladsy 17. Tussen Paulus se bekering en sy eerste sendingreis verloop 'n dekade. So, wat het in die tydperk gebeur? So, ek wil net gou eers, voor ons net gou daarby kom. So, wat was die aard van Paulus se bekering? Saulus se bekering? So, wat was dit? Dit was, laat ons 'n bietjie anders dink, Dit was nie dat hy een godsdiens gelos het vir 'n ander godsdiens, en een God gelos het vir 'n ander God nie. Dit was eerder dat God iets in hom gedoen het, en 'n proses van onderskeiding aan hom aan die gang gesit het. Want ek wil by julle uitkom by die vraag van, hoe gebeur dit by ons? Want ons het weer hierdie perspektief van, jy kom tot bekering en dan is jy 'n nuwe mens. Sommige, jy word verander, en daar is alles nou fyn. En ek dink die meeste van ons kom, en julle gaan sien, hulle gaan voortdurend weer en weer by dieselfde plekke kom. Want Petrus het gesê waarlik, en toe die waarlik het weer, en toe moes hy dit weer ontdek, en weer ontdek. So weer eens, dink aan die aard van sy bekering. Goed, so kom ons vat die storie nou verder. So wat het gebeur? Tussen die verhaal van sy bekering en sy eerste sendingreis. Ek dink wat ons sien, as jy Paulus se briewe gaan lees, dis nie asof toe hy bekeer is, hy op 100% was nie. So, stelselmatig begin hy goed verstaan. En weet jy wat is die mooi ding, jy kan dit in sy briewe sien. Hy, soos wat hy reis en ervaring het, so verander sy perspektiewe. Ons sien dit ook nie. Ons dink Paulus het sommer van begin af, sy eerste brief, het hy al die insigte gehad, oor al die goed en goed. Nee, julle sal sien, hy vorder, hy soos wat hy ouer raak. So, hy het 'n klomp insigte van die Here gekry, maar 'n tweede ding rondom onderskeiding. Omstandighede, uitdagings en probleme het sy perspektiewe begin verander. En in die lyn van sy briewe sien jy hoe raak hy eintlik meer volwasse en hoe begin hy perspektiewe kry. En 'n mooi voorbeeld daarvan is Romeine. Romeine, dink ek is geskryf in sy 3de sendingreis, meer bietjie aan die einde. As jy by Romeine kom jy agter, wow, hier het iets gebeur. Skielik, hulle praat van Romeine as eintlik Paulus se meesterwerk. En dis nie omdat hy net goed kon skryf nie. Dis omdat hy, teen die tyd wat hy Romeine skryf, het hy tyd gehad om nog dieper te dink en te begin verstaan oor die uitdagings waarmee hy te doen gekry het. So Romeine is vir ons almal baie kosbaar, want hy praat kort en reguit en eenvoudig oor skuld en sonde. Daar is nie van die ander briewe wat so duidelik openlik praat oor, ek kry die goed nie gedoen nie, ek is 'n ellendige mens. En hy praat oor vergifnis. So hy begin al sy kennis, begin hy saamsit. Ons kry hierdie ongelooflike brief, so aan die einde van sy lewe, waar hy op 'n eenvoudige manier sommer net duidelik oor hierdie goed praat. Ek kan onthou, so toe my pa afgetree het ek hom begin saamsleep by my op reise, as ons Israel toe gegaan het, het ek hom begin saamvat. So hy het op 'n baie laat stadium eintlik begin belangstel in hy's 'n kerkmens gewees, koor gesing, maar jy verstaan mos, en hier op 75 het hy hierdie goed begin interessant. En hy kom toe eendag vir my, en hulle doen 'n Bybelstudie uit Romeine, en hy kom sê vir my, uit sy uit, kom sê net vir my, wat 'n ongelooflike boek van Romeine. So, ek wil later vir die vraag vra, wat het mense so van hierdie evangelie aangetrek? Wat is dit wat mense so aantrek?
Kan ek gou vir julle Romeine lees? Ek dink ons kan Paulus op 'n eenvoudige 2-3 sinne saamvat. Romeine 3. Blaai vir my na Romeine 3 toe. En ek dink dis hoekom Romeine so impak gehad het. Die teks wat ek julle nou gaan lees, het 'n reformatie veroorsaak in 1517. Ons lees 33:35. Dis 1500 jaar later. Kom lees 'n ou soos Luther en Calvin hierdie. En hulle vra die vraag, maar hoekom het ons dit nie gesien nie? Is asof ons nooit hierdie teks ontdek het nie. En ek wil weer oor die proses van onderskeiding en groei met julle praat. Want dis presies wat met jou gebeur. Ons onderskei nie deur 'n teks te gaan uithaal om te gooi en te sê, daar's hy nie. Dis nou wat ons moet doen nie, dis nie. Jy moet op 'n ander manier met die teks omgaan. En hoor wat sê hy hier. In Romeine 3 vers 21, maar nou hierdie vryspraak. So ek wil vra, as ons dink aan Paulus se bekering, wat het hom laat bekeer? As jy dink aan 'n klomp mense wat net by hierdie gelowiges wil aansluit, wat is dit van hierdie boodskap wat hulle so diep gryp, dat hulle die risiko vat om daarvan deel te kan raak? Interessant. En toe my pa in Romeine lees, wat is dit wat jou diep liggend tref van dit? En dis hierdie, Romeine 3 vers 21. Maar nou het die vryspraak, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak, wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Jy kry hom nie deur kerk te speel nie, deur kerk te wees nie. Jy kry hom in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. En daar sê jy kan sy hele bekering, sy ervarings, alles kan jy saamvat en sê, dis hierdie ding wat dit laat groei het van 120 tot 3000 tot 5000 want mense het hierdie ontdek. En wat hulle ontnigtering was, wat Paulus se ontnigtering was, wat Petrus se ontnigtering was, en ek dink my pa se ontnigtering en ons ontnigtering, ons het vir jare godsdiens geleer. En die leer was, jy moet jou vol maak om dit te kan verstaan. En dan kom hy en sê, nee, God kom na jou toe. En hy doen iets in jou, en dan verstaan jy anders. En dan sê mense ontnigter en sê, maar ek het my hele lewe lank so aan hierdie ding vasgehou. En nou kom ek op 'n plek. En nou voel dit vir my, dit was nou niks werd gewees nie. Nee, ons het maar net gegroei. Maar dis presies wat hierdie teks gedoen het. En dit was die impak van die evangelie. En dis die boodskap van Christendom, wat vandag bo enige ander van die goed uitstaan. Dit gaan nie oor moraliteit nie, dit gaan nie oor etiek nie, dit gaan oor God, wat in genade na mense toe kom, wat dit nie sou verdien het nie. En Paulus is 'n voorbeeld, Petrus is 'n voorbeeld, ons is 'n voorbeeld. En dan doen hy iets, en dan ontdek jy iets, en daai iets bring vir jou vryheid in nuwe lewe. So dis 'n ongelooflike teks om dit saam te kan vat. So ek wil hê julle moet gou dink aan die vraag op bladsy 18. Hoe praat, want ons gaan dan die laaste stukkie kyk na die kerk. Hoe praat die gebeure rondom Paulus en Petrus se lewens met ons oor hoe ons God se wil en waarheid in ons hede onderskei? Het julle nie op bladsy 18 nie? O God, het almal hom nie. Oepsie, okay. Nee, hy's nie daar nie. Hy's nie gemaak nie. Ek dink hulle het okay. Ek sal vir julle bladsy 18. Wat het julle nie? Net 18. 18 en 19. Wow. Gat. Okay. So sorry vir daai ene, maar ek gaan hom nou gou vir julle
kom ek sê hom vir julle en dan sal ek hom volgende week vir julle net bring. Sit julle hom net in. So jy het niks gemis nie. Alles wat ek gesê het. So ek is nou eers op bladsy 18. So ek weet nou van 18 en 19. Maar bladsy 18 vra ek die vraag en dis 'n belangrike vraag. Moet hom nie mis nie. Hoe praat die storie wat ek vir jou vertel het oor Paulus en Petrus? Help gou vir my dink. Hoe praat dit met jou oor hoe ons God se wil en waarheid in ons Here onderskei? Neem gou vir my tyd en dink gou vir my daaroor. Die tradisionele antwoord is, ons gaan soek 'n teks, dis mos die waarheid, en dan gooi ons hom net. Jy sê, dis die waarheid. Iets kan net waar wees. Nou moet vir my mooi hoor, ek sê nie dis onwaar nie. Iets kan net waar wees as jy dit waar maak, né? Die waarheid van iets is afhanklik van jou gedrag van iets. Jy kan vir jou kind sê wat die regte ding is om te doen, maar as jy nie die regte ding doen nie, dan is dit nie die regte ding nie. Jy doen eers die regte ding as jy dit doen, en jou kind klik dis die regte ding, sonder dat jy vir hom sê dis die regte ding. Okay, so hoe onderskei ons? Wat het vir julle uitgestaan? Okay, help gou vir my. Het Paulus of Petrus 'n Bybel by hulle? Nee. Daar bestaan nie in een van hierdie situasies, okay, Paulus het die Ou Testament gehad. Maar dis van geen waarde nie, want hy sê alles wat daarin staan gaan oor wette. Hy sê nee, jy kan dit slegs verstaan deur dit. So dis nie asof hy na die Ou Testament gaan, hy kry sy antwoord daar nie. Petrus ook nie. Inteendeel, alles wat Petrus en Paulus ontdek is teen die beginsels van wat in die boek staan. So hoe het hulle dit onderskei? Hulle het nie in 'n boek gekry nie. Het hulle by iemand gehoor? So waar het hulle dit gekry? Heilige omstandighede. Hulle moes onderskei, moet omstandighede onderskei. Ek promoveer nie daarmee en sê dis nie belangrik nie. Ek sê net jy kan nie met jou neus in die Bybel lees en dink jy kyk nie ook na jou omstandighede nie. Ja. Ja, so hy sê, ek herhaal dit maar net vir die aanlyn mense ook. Hy het nie wat hy geleer het weggegooi nie. Hy het wat hy geleer het, hy het insig begin kry in dit wat hy geleer het. Julle gaan nou agterkom, die later gelowiges wat ons mee gaan lees, het 'n probleem met hierdie ding gehad. Klomp van hulle het gesê, gooi die Ou Testament weg. Né? En daar's groepe, Christengroepe, wat geglo het, jy moenie in die Ou Testament glo nie. So, dit maak presies die punt. Maar die probleem is, hy kan net so ver kom met daai boeke. So dink gou, hoeveel jaar praat ons hiervan? Amper 14 jaar? 10 jaar? So, hoe onderskei ons? Dit vat tyd. Tweedens, dit vat fokus in denke en foute en leer. Dit is wat die verhale vir ons lees. En is jy die hele tyd reg? Nee. Paulus het groot foute gemaak. Hy het gedink hy doen die regte ding. Daar's 2-3 goed in die Bybel wat ek vir julle kan sê hy het die verkeerde ding. Hulle sê vir hom moenie teruggaan na Jerusalem toe doen. Jy moenie teruggaan nie. En dan sê hulle, dan vra hy vir hulle, hoekom sê hulle dit? Sê want die Heilige Gees het dit vir ons gesê. Sê maar ek gaan teruggaan. En dan word hy gevange geneem. Okay, dis ook binne die groot plan. So dis nie perfekte mense nie, maar dis mense wat kan onderskei. En dan is daar 'n derde ding. En dit is wat Paulus skryf in Romeine 3. En as jy hom nie in het nie, dan is jy in die moeilikheid. Genade. Dis wanneer jy op 'n plek kom waar jy self oor die Here se genade kan praat, wat jy eers 'n beoordeling kan maak. As jy dit nie doen nie, dan mis jy iets. Nou wil ek julle terugvat in ons debatte wat ons in die kerk voer, in die kwessies wat ons met mekaar oor die verskille. Hoe gaan ons daai goed oplos? Wat ons doen is gooi mekaar met tekste en sê, wel, dis wat hier staan. En dan sê hulle, maar dis hoe ek dit sien. Sê ja, okay, dis hoe jy dit sien, maar dis hoe ek dit sien, maar en dan gaan ons maar net so aan.
En ons aanvaar maar dat ons verskil van mekaar en ons gaan dit nie oplos nie. Ons gaan nou hierdie as 'n mooi voorbeeld sien. Wat gebeur met jou as jy genade beleef het? En jy word met daai selfde probleem gekonfronteer. Jy benader dit totaal anders. En jy los hom nie, baie van die goed los ons nie op in 'n jaar of 2. Ons gaan hierdie goed nie oplos nie. Maar terwyl ons dit nie oplos nie, dan het jy genade. Dan leef jy nie met ongeduld, maar jy leef met genade. So, hierdie ding pla my. Want ek maak dit meer op my eie persoonlike lewe van toepassing, want as ek kwaad is of as ek frustreerd is oor 'n regte ding wat ek dink reg is, dan oorheers my emosie. En dit keer my nie om die ander kant te sien nie, maar om met 'n groter genade dit te kan hanteer. Okay, so kom ons hou hom net gou vir 'n oomblik. Ons gaan nou breek vir tee. So ek wil net eers hê ons moet net gou die volgende stukkie doen. So ek gaan nou presies dieselfde doen met Paulus en Petrus, maar ek gaan dit nou doen met die storie van wat daarna in die kerk gebeur het. En as 'n voorbeeld, so as jy ooit by iemand kom en daar's 'n kwessie oor 'n moeilike ding, dan is my uitdaging, vat Paulus en Petrus se lewe en vat hierdie ding en gaan maak dit van toepassing op jou huidige probleem en sê, het ons dit reg hanteer of het ons dit nie reg hanteer nie. Okay, is net 'n goeie, ek kom agter in ons debatte doen ons dit nie, nooit nie. Ons vat eerder ons geliefde tekste en haal dit uit. Maar ons doen nie hierdie nie. So ek gaan nou, hoe laat is dit nou? Laat ek net skies tog. Ek het net my 25 oor. Okay. Gee my net 5 minute, dan gaan ons breek en dan gaan ons laaste gedeelte doen. So kom ons vat gou die storie van Handelinge 11 toe. So ons is by Handelinge 11 vanaf vers 19. So ek tel nou die storie op van waar die gelowiges gevlug het. So onthou net ek het 'n bietjie vooruit gegaan, ek het vir julle oor Paulus en Petrus vertel, maar kom ons gaan net gou terug na waar die klomp gelowiges gevlug het. En ek vra weer vir julle, ons lees in Handelinge 11 vers 19, ons begin lees dat mense die evangelie aanneem. Hoekom neem hulle dit aan? Want hierdie hele kwessie oor God se genade tref hulle. So wat toe gebeur het is, die moedergemeente, so dink gou, okay, hulle trek nou, Stefanus is gestenig, en onthou nou Paulus is nog hier in die proses, hy gaan nou iewers in Arabië. En soos wat hierdie gelowiges vlug, het ons gelees, verkondig hulle die evangelie. En mense kom tot insig, né? Toe hoor die moedergemeente, so dit wat ek nou vir julle sê, staan in die tekste daar, wat julle op julle bladsy kan kry, wat julle nou het nie. Toe sê die moedergemeente, dis nou die apostels en Jakobus, sê, maar dit kan nie wees nie julle, dit kan nie wees dat mense wat nie Jode is, kan nie wees nie. Kom ons stuur iemand om ondersoek te gaan instel. En dan vertel die Bybel vir ons Handelinge, hulle het toe vir Barnabas gestuur. Barnabas was die regte persoon om hierdie ding te hanteer. Ek wil nog 'n bietjie gaan kyk na Barnabas, maar ek vermoed daar was so 'n tipe van 'n invloed by hom wat hom ideaal gemaak het vir hierdie tipe ding. So Barnabas gaan toe en hy gaan toe op na 'n plek daarso met die naam van Antiochië toe. Want onthou waar die gelowiges na toe gevlug? Hulle het gevlug van Jerusalem af na Cyprus toe, Syria en Antiochië en Sicilië. So dis nou waar die mense na toe gevlug het. So hy gaan toe op en hy gaan toe die gemeente van Antiochië, dis die kerkie in Antiochië wat nou nog daar staan teen so 'n hang wat jy kan ingaan. Hy gaan toe soontoe en hy kom agter, wow, hier is 'n nuwe ding wat besig om te gebeur. Hier is mense wat nie Jode is nie, wat tot bekering kom as gevolg van hierdie insig van Paulus later. En hy sê, wel ek is in die moeilikheid, ek het hulp nodig. En wie gaan ek kry? Onthou nou, daar 10, waar's Paulus? Ons het nou 10 jaar laas van hom gelees. Hy het Tarsus toe gegaan, en hy's maar net daar rond. Vang vis by die huis, ek weet nie wat hy doen. Ons weet nie wat hy doen nie.
En iewers klik Barnabas. Hy onthou hierdie storie van Paulus, Saulus. En hy gaan Tarsus toe en hy gaan halve Saulus. En hulle werk in daai gemeente vir 2,5 jaar, werk hulle saam in daai gemeente. En dan gebeur ongelooflike goed in daai gemeente. En hulle besluit, kom ons pak 'n reistog aan. En hulle vat vir Markus saam. En daar begin die eerste sendingreis. Dis daai gedeeltjie in wit. Hulle eerste sendingreis begin van Antiochië. Dis so net van 'n proefloopie om te kyk hoe dit werk. En hulle kom terug en hulle kom net agter hier het iets ongelooflik gebeur. Nou onthou by daai tyd het Paulus al vir Sefas ontmoet. En in daai tyd het Sefas al hierdie openbaring, Petrus hierdie openbaring mos nou gehad, nê? Maar iewers in dit gebeur die gebeurtenis waar hulle by 'n ete kom en Petrus is daar en Petrus eet lekker saam met hulle en is alles fyn tot Jakobus se mense inkom. En hier's 'n probleem. En hier kom spanning tussen hierdie twee. En die spanning bou op. Daar ontstaan in die gemeente 'n hele twisgesprek tussen twee groepe wat sê, nee, julle kan nie. Dit kan nie. En toe sê hulle, okay, ons moet hierdie ding uitsorteer. En hoe ons dit gaan uitsorteer is, ons gaan, kom ons gaan Jerusalem toe. En dan sorteer ons hierdie kwessie uit. Die punt is net, dit selfs met Paulus was nie so maanskyn en rose soos wat ons het dink met daai, selfs met sy bediening nie. Ons lees dat nie net Paulus en Petrus mekaar bots nie, maar dat Paulus en Barnabas se paai mekaar skei. So, hulle was op haar eerste sendingreis, hulle was 3. En toe daar iets gebeur met Markus. Paulus sê, hy gaan na Barnabas toe en sê, dis jou neefie, Markus, hy kom saam, maar luister hier, sy hart is nie in hierdie ding nie. En hy sê vir hom, ek gaan hom nie weer saamvat nie. En Barnabas sê, wel, maar dan gaan ek nie meer saam met jou nie. En toe het Paulus vir Silas gekry, en Barnabas het vir Markus gevat, en hulle paai het ook uit mekaar gegaan, op 'n manier. Nie kwaadwillig nie, maar so kan julle verstaan, dis nie dat hierdie goed so duidelik is nie. En wat toe nou gebeur? Okay, so kom ons breek gou vir tee, en dan gaan ons gou terugkom en kyk hoe hanteer hulle in die Jerusalem gemeente die uitdaging. Dit is wat dit so lekker maak as ons so praat. Wie die Hebreëus gekry? Wie het nou iemand gesê, wie die teks gekry? Handelinge 26 vers 14. Hy het in Hebreëus gepraat. Allie, dis hy. So, hoor, ek lees nou vir julle Handelinge. Onthou, ons het Paulus se weergawe in Galasiërs gelees, né? Of ons het voor in Handelinge ook gelees. In Handelinge 26 vers 14. Ons het almal op die grond neergeval en ek het 'n stem in Hebreëus vir my hoor sê. Okay, so die stem was Hebreëus, maar dit sou nog snaaks gewees het as dit Grieks was, dink ek net. Maar hy het met hom gepraat in verstaanbare terme. Goed, so waar ons nou uitkom, ons kom nou by 50 na, tussen 48 en 50. So dink gou terug, 35, 36 het hy tot bekering gekom, en dan vat jy 15 jaar daarna. En in daai 15 jaar het alles gebeur wat ek nou gesê het. 3 jaar, 2 jaar was hy in Arabië, miskien 1 jaar in Damaskus. Hy het teruggekom en hy's terug Tarsus toe en hy daar gewag. En toe het toe het Barnabas hom gehaal. Hulle was 2,5 jaar in Antiochië gewees. Hulle het 'n bietjie blootstelling gehad. Hulle het 'n sendingreis onderneem. Intussen het hierdie ding met Petrus gebeur. En daar was 'n groot konflik. Dis 'n groot konflik. Te sê, en ons is weer amper terug met Stefanus, nê. Nou is die vraag. Ons is terug in Jerusalem. Ons is terug met 2 verskillende groepe. Gaan ons hom ook hierdie keer weer steun? Wat gaan ons doen? Gaan ons weer klippe gooi? Wat gaan ons doen? Op daai stadium is daar geen Nuwe Testament gestaan, nie Paulus nog nie begin briewe skryf nie. So weer eens, nou moet hulle 'n vergadering hou.
Handelinge 15 vertel van 'n vergadering. Dit sê hulle het ewig as die Bybel praat oor die gesprek tussen Paulus en Barnabas, dan praat dit sê heftige verskil. En wanneer dit praat tussen Paulus en Petrus, dan praat dit 'n heftige verskil. En daar's 'n derde heftige verskil, is hulle verskil oor die kwessie van hoe moet jy maak as jy 'n gelowige is? En is in Jerusalem, en nou het hulle vergadering, en dit help nie, hulle haal die Ou Testament uit nie. Want die Ou Testament gaan net een ding vir jou sê. Die Ou Testament, dis juist wat die mense sê, wel die Ou Testament sê vir ons baie duidelik, hier staan dit. Jy moet besny word, jy moet rein kos eet, jy moet die Sabbat onderhou, jy moet jou offers bring. So onthou, dit is geen kwessie nie, dis wat dit sê. En dan sê hulle, nee, maar wag gou, jy moet hierdie 14 jaar beoordeel. Petrus, vertel wat het daar gebeur, kom, moenie nou stil bly nie, sê iets. Verstaan julle, hulle moet nou in 'n ruimte 'n oordeel maak op grond van vertroue, op grond van ervarings wat met hulle gebeur het, en hulle moet eintlik 'n wet wat daar staan, 'n uitweg kry. So, daar's twee groepe. Dis nou baie, wie is die groepe? Jakobus en die apostels. Hulle het in Jerusalem agtergebly, en hulle is deel van die konservatiewer groep, wat sê, jy moet Joods wees, jy moet besny wees. Nee, so julle kan Handelinge 15 self gaan lees. Aan die ander kant het ons vir Paulus en Barnabas. Petrus is so half, hy's tussen die twee. En hulle sê, maar julle, julle het self, julle het dan vir Barnabas gestuur. Julle kan sien julle kan ons voor julle oë sien wat gebeur. Julle het gesien wat met Stefanus gebeur het. Julle het al hierdie berigte gehoor van hierdie klomp mense, wat hulle lewens vir die Here gee. Nou wil julle hê, hulle moet besny word, hulle moet die regte reinkosse eet, hulle moet Jode word. Sê, maar Stefanus het dan nou lank terug vir julle gesê, nee. Hoe is dit nou? En dan sit die vergadering, en die vergadering moet 'n besluit maak. En hulle maak die besluit dat hulle ruimte moet maak. Hulle verstaan dit nie, hulle hou nie daarvan nie, maar die ding wat voor hulle gebeur, kom ook van die Here af. En al verstaan dit nie, hulle moet, en hulle het actually, ten spyte van die konflik wat hulle gehad het, het hulle geleer om sonder 'n oplossing te leef. Die oplossing was, kom ons vertrou hulle, kom ons gee tyd, kom ons laat die Here toe om ons te verander. So, dis my derde bekeringsmoment. Die eerste ene was Paulus, die ene was Saulus, die tweede ene was Petrus, en die derde ene is hier iets besig om die kerk te gebeur. En dis presies wat hulle te doen. Daar het faksies van al twee kante, was nie tevrede daarmee nie. En hulle het nog die issues gedryf, gaan nou vir julle sê. En dit gebeur by ons ook. So, dis baie makliker om na die punte toe te hol, en nog steeds moeilikheid te maak. Maar iewers lê daar 'n groep in die middel, wat hierdie waardes moet begin beliggaam. So wat op die einde gebeur is, hulle gaan toe terug en sê, okay, daar is voorwaardes. Ons laat dit toe, en kom ons kyk hoe loop dit uit. Julle en toe gebeur 'n ding. Toe hulle op daai punt kom, breek die donkerste 10 jaar eintlik in die Nuwe Testament aan, of eintlik van die vroeë kerk aan. Wat vir my vreemd is, dat ons nooit daaroor baie praat nie, of preek nie, of verstaan nie. En dit is tussen 60 en 70. Tussen 60 en 70 bars alle chaos uit. En dat die Christendom deur die ding kon kom, ten spyte nog met hierdie kwessie. So hier is nou 'n kerkkwessie wat ons sukkel oor, maar dis 'n klomp ander goed wat gebeur. So die eerste ding wat gebeur, teen die jaar 70 sterf al die apostels 'n marteldood, behalwe Johannes. Almal is oorlede. Almal is doodgemaak. Inkluis Jakobus, Jesus se broer. Hy is ook doodgemaak. En in sy plek
in die Jerusalem gemeente stel hulle vir Simeon aan. Simeon is Jesus se neef. So die eerste 3 leiers, Jesus se broer, Jesus se neef. Hulle was die eerste 2 leiers van die kerk gewees wat 'n pad gestap het. So hier is die punt, almal sterf. Dis nie meer een oor nie. Wat doen ons nou? Tweede ene. Hulle het vasgeglo dat teen hierdie tyd die Here al lankal gaan terugkom. Hy het nie teruggekom nie. Paulus is vas oortuig. Baie keer Paulus se teologie was ontwerp vir 'n kort leeftyd. Sy teologie. Dis kom ek vir jou sê, man, as jy nog wonder om te trou, moenie trou nie. As jy tyd om nou te trou nie. Die Here gaan terugkom. So sy teologie is 'n korttermyn teologie, want Paulus was self oortuig geweest dat die Here in sy eie leeftyd gaan terugkom. Dit het nie gerealiseer nie. So 1, ons het nie al die apostels is dood. Tweedens, Jesus het nie teruggekom nie. Derdens, ons het net 'n paar briewe van Paulus, het niks nie. Die evangelies is toe nog nie geskryf nie. Hulle het nie evangelies nie, daar's nie boeke nie. En toe sê hulle, maar nou moet ons reoriënteer. Hierdie ding is nie vir 'n kort termyn nie. Ons moet nou anders begin dink. Ons moet nie net alles goed weggee nie en dink die Here gaan voorsien nie. Ons gaan nog lank hier bly. En ons gaan hulle moes hulle reoriënteer en hulle moes hulle leefwyse begin aanpas. En nou vir die eerste keer begin die kerk ontwikkel met strukture en goede. Sê gats, maar niemand moet hierdie besigheid organiseer. Ons moet 'n biskop kry en ons moet 'n ouderling kry en 'n diakens kry en ons moet skielik begin die kerk vorm aanneem, né? Want hoekom? Daar's 'n nuwe generasie. En raai wie is die nuwe generasie? Die nuwe generasie het nie vir Jesus gesien nie. Maar hulle was die apostels of die disippels se disippels. En wie is hulle? Kerkvaders. Ons noem hulle die ou kerkvaders. 100 is die stoplyn. Alles onder 100 kom in die Bybel, alles oor onder 100 kom nie in die Bybel nie. En die dokument wat julle aangeheg het aan die einde van julle notas, lê in die middel. Julle sit met 'n dokument wat ons noem dit die didache. Ek gaan nou vir julle sê, is 'n ongelooflike dokument en julle kan die hele ding gaan lees by die huis. So, wat ons het kerkvaders en die kerkvaders het in die 1ste eeu en die 2de eeu, 100 en 200 en 300, het hulle die leidende rol in die kerk gespeel. Dit was mense wat 'n geheue gehad het en gesê het, man, ek onthou vir Johannes. Ek het by hom klas geloop. Maar ek kan nie lekker vir Jesus onthou nie, ek was toe nog nie gebore nie. Maar kan julle verstaan dat die kerk gaan 'n totale nuwe dinge. Maar hier is die probleem, al ons leiers is weg. Die Here het nie teruggekom nie. Wat moet ons nou doen? En hier kom die derde ding. Om alles te kroon, gebeur die grootste tragedie met hulle. En dit is 'n politieke krisis tussen die Romeine en die Jode. Die Jode maak dieselfde fout wat hulle dwars deur die Ou Testament gedoen het en hulle probeer 'n politieke staat oprig. En hulle kom in opstand teen die Romeine en die Joodse oorloë breek uit. In 66, onthou teen Paulus en Petrus is in 65, 66 dood. In 66 begin die Jode teen die Romeine rebelleer. En die Romeine kom en hulle omsingel vir Jerusalem. En hulle sterf die mense sterf van honger. Vir 4 jaar omsingel hulle vir hulle. Die ironie is, binne in die stad, is die Jode besig om vir mekaar dood te maak. Die Selote sê, onthou, Simon was 'n Seloot, een van Jesus, die Selote sê, ons moet hulle beklei. Die priester sê, nee, ons gaan bietjie onderhandel. Daar's profete wat rondstap en sê, dis die einde van die wêreld, dis die einde van die wêreld. En daar's Christene wat sê, julle dis nou die einde. Dus Jesus gaan nou terugkom. So binne in die stad is dit chaos. En buite, en in die jaar 70, kom die Romeine en hulle breek deur, en hulle oorwin die Jode, maar en hulle brand die tempel af, en hulle breek die stad af. En Josefus, hierdie is Josefus skryf daaroor. Hierdie is 'n ongelooflike boek.
Josefus skryf, letterlik, hy is 'n historie, hy sit daar en hy skryf wat hy voor hom sien. En hy vertel hoe duisende Jode gekruisig word. Elke dag, duisende Jode. Hy skryf, daar's nie genoeg hout in die hele omgewing. En die Romeine het gedoen om die Jode af te skrik, dat hulle kan oorgee. So, dis chaos. En waar is die Christene? Voor die stad ingeneem word, vlug al die Christene na 'n plekkie met die naam van Pella toe. En hulle gaan vestig daar. Wie is hulle? Wie is daai groepie? Jakobus is toe dood, né? Simeon. Dis Simeon met die oorige gelowiges wat ruimte gelaat het vir Petrus en vir Paulus, maar aan hulle Joodse wortels vasgehou. En hulle gaan vestig hulle daar. En in daai tyd skeer hierdie groep in twee. Want wat gebeur in krisistye? Jy val weer terug. En uit hulle ontwikkel 'n groep, hulle noem hulle die Ebioniete. En het julle nou daai bladsy? Het julle bladsy 20? OK. Gaan lees oor die Ebioniete. Die Ebioniete sê, hierdie ding het gebeur omdat ons nie getrou was in die wet nie. En hulle probeer weer die hele besigheid omdraai. En sê, ons moet teruggaan na hoe dit was. Dit was beter. En hulle gaan weer terug na 'n wetsonderhouding toe. Die Ebioniete het uitgesterf. Terwyl daai prentjie afspeel, wat is besig om in die res van die wêreld te gebeur? Paulus is besig met sy sending. So is wat het met die moederkerk geword? Die moederkerk het uitgesterf. Daai aanvanklike groepie gelowiges. OK, ons is by 70. Hierdie gebeur. As nog nie evangelie geskryf nie. Toe dit klaar gebeur, toe sê die mense, o my aarde, ons moet iets anders doen. En toe is daar 'n gemeenskap in Sirië, onder leiding van Markus, die evangelie, begin die Markus evangelie skryf. Die Markus evangelie is geskryf na 70. En dis ons oudste evangelie. Ons noem dit die donker evangelie. Hoekom? Want hulle leef in die nagevolge van hierdie Joodse oorlog. Hulle praat oor die vernietiging daarvan. 'n tweede evangelie word geskryf ver van daar af, wat ons Matteus se evangelie is. Of nie ver van daar af nie, vir 'n Joodse groep wat sukkel om onderskeid te kan maak. En ons kry die Matteus evangelie. Nou dieselfde storie van Jesus word nou vertel op verskillende plekke. En dan kry ons die evangelie van Lukas, wat tussen 85 en 95 geskryf is, vir die Griekse wêreld. En jy kan sien, in daai progressie, weer eens, hoe onderskei jy? Daai gemeenskap onderskei wat gebeur. Die Lukas evangelie is 'n evangelie wat aanvaar. Jy sal sien die skeidslyn tussen die Jode en die Christene word al hoe groter. En soos daai evangelies vorder, Lukas is 'n Griekse evangelie en omarm die Romeins-Griekse wêreld. Matteus evangelie doen dit nie. Die laaste evangelie is Johannes se evangelie, is die laaste geskryf. En Johannes se evangelie sê die Jode is die sondebokke. Want teen daai tyd het die Jode en die Christendom so begin maak. En skielik kry ons hierdie mense wat onderskeid moet begin maak oor wat hulle oor wat aan die gang is. So in daai tyd het ons het hulle die wandering prophets genoem. So in daai tyd begin daar struktuur ontwikkel. Ons het boeke. Ons het iets, die Nuwe Testament gaan nou begin ontstaan. In hierdie volgende eeu, 2 eeue wat nou gaan gebeur, gaan die kerk begin vorm kry. So ons kry, in daai tyd was daar rondreisende predikers gewees, en daar was 'n probleem met hulle, want hulle reis rond en hulle verkondig allerhande goed. Toe sê hulle, "Jesus, maar watter weergawe gaan ons vat?" En nou is ons weer terug met Paulus se weergawe. So wat doen hulle? Hulle lees Paulus se briewe, hulle lees sy insigte oor wat hy gekry het, en uit daai deel van die Christendom ontwikkel ons. As julle daar bladsy, so net om julle 'n bietjie te help, bladsy 22 het ek vir julle net iets van Paulus se briewe. So daar kan julle 'n bietjie sien wat het hulle gehad? Hulle het Paulus se briewe gehad. 7 van die briewe weet ons is wel waarskynlik in die 15 jaar geskryf. Maar ons weet ook daar is van die briewe wat
ons kan sien later geskryf is, deur sy navolgers geskryf is en aan hom toegedig is. Daar's ander briewe wat ook geskryf is, baie van die algemene briewe, 1 Petrus, 2 Petrus, Johannes en Judas kom ook later. So skielik tussen 50 en 100 kry ons hierdie briewe sirkuleer en ons het evangelies. En uit hierdie briewe en evangelies moet 'n tweede en 'n derde en 'n vierde generasie leef. Hoe moet hulle leef? Onderskei. Die bedoeling was nie dat hulle hierdie goed vat. Die bedoeling is hulle moet dit gaan lees en hulle moet agter die storie kom. En die storie moet hulle help. Waar is die autentieke kerk? Nie 100 jaar terug nie, nie 200 jaar terug nie, hier. Waar ons kan onderskei, mekaar sit en begin verstaan wat ons moet doen. En hierdie briewe, en onthou vir hulle was dit nie Bybel gewees nie, dit was 'n brief. Dit was 'n brief en in 'n klomp van die briewe sê Paulus wat 'n klere hy aantrek of wat hy nou gaan doen. Dis nie asof hy nou diep geestelike kennis skryf nie. En Paulus het nie gedink hy skryf vir mense, toe hy die briewe skryf, het hy nie gedink hy's besig om Bybel te skryf soos die Bybel van die Ou Testament nie. Maar hy het vir hulle geskryf oor insigte en ervarings wat hy gehad het. So weer eens julle, net as ons op die laaste bladsy kom, wat ek wil bepleit is, wat is die indruk wat dit jou mee laat? Wil ek vra, hoe onderskei ons God se wil? Ek dink weer eens, as julle die verhale lees, en julle kom by moeilike plekke, waar mense verskil met mekaar, gaan haal Petrus se storie, gaan haal Paulus se storie, en gaan haal die storie van die vroeë kerk. En wat leer ons daaruit? Wat is die foute wat ons daaruit leer? Wat is die, en dan moet ons tyd gee, ons moet ruimte gee, en ons moet deur God se genade. As genade nie daar is nie, dan gaan ons nêrens kom met dit nie. Vir volgende week gaan ons die geskrif wat julle daar het, is die leringe van die 12 apostels. Dit was 'n geskrif, dis die eerste katekismus wat geskryf is. Dit kan wees dat dit in 95, ek sê 100, maar tussen 100 en 95. So die dokument wat julle daar het, verteenwoordig 'n transisie. Toe gelowiges begin sê het, "Jesus, maar hoorie, hoe doop ons? Wat se tipe water en hoe moet ons maak en hoe moet ons sekere goed doen?" En weer eens, dis nie bedoel om as 'n wet gelees te word nie, maar dit gee vir julle net 'n interessante perspektief op die vroeë gelowiges. So dis 'n fantastiese dokument om te hê. Ons noem dit die daggie. OK, so ons lees hom vir volgende week. Ek het gedink ek wil net afsluit julle met, ons het 5 minute. Ek het baie gepraat vanaand oor onderskei, oor insig, oor lees, oor wag, oor kyk. Ek wil sommer net afsluit, die gebed wat wil afsluit is 'n 3 minute video. Die groep wat sing, se naam is Sound of Salt, of Salt of Sound, Salt of Sound. En ek vermoed dis 'n ou geestelike lied wat ons baie goed ken. Ek dink dis 'n ou haleluja in die Engelse tradisie. Ek wil hê jy moet vanaand net daarna luister. Die woorde sal ook daar wees. En die lied het vir my net iets mooi vertel van die stories wat ons nou gelees het. My mooi vertel van Paulus, van Petrus, van die storie wat ek oor my pa vertel het, die storie wat ek oor ons vertel. En dit is dat ons voor plekke kom, waar ons 'n klomp goed moet uitmaak. Maar ons oortuiging is, God is by ons, God se gees help ons. Maar God se gees het ons ook mense by ons gegee. En ons moet dit onderskei. So vir ons gebed gaan ons daarna luister, en as hy klaar gespeel is, dan gaan ons net vandag.